Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag maandag, die 24ste Maart 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens kortliks weergegee en ons hoofopskrifte vandag sê, vleenier sterf tydens ligskou. Die nuushoofdtrekke vir vandag sien so daarna uit. Eskom straf sonkrag gebruikers. Vleenier sterf tydens ligskou. Adjunk-president hou grondonteiening voor. 9-jarige van Brits deur krokodil gebyt. Goodwood is die tronke se smokkelnes. Rasool verwelkom deur sy partylede. VRK rugby goeie uitslaa van die afgelope naweek. James O'Connell in 'n Impala Merk 1 vliegtuig het neergestort tydens 'n vertoonvlug by die Weskus ligskou. Die toeskouers is reeds in skok en ongeloof en jy kan nie verdere pandemonium veroorsaak deur ontstig en emosioneel voor te kom nie. Vroeër die dag is die ligskou byna gekanseleer omdat die weersomstandighede nie te gunstig was nie. Die wolke en mis was baie laag, maar later het die wolke gelig en daar is magtiging gegee om met die skou voort te gaan. André Trieter, burgemeester van die Saldanha munisipaliteit, sy nooddienste was binne sekondes op die toneel gewees. Een van die brandweerdienste se bakkies het deur heining gejaag om so vinnig as moontlik by die vliegtuig te kom. Brandbestryders van die munisipaliteit, sowel as die lugmag, was daar en die vlamme te blus, maar O'Connell was reeds dood verklaar. Sy lijk is buite die vliegtuig gevind. Jean Rousseau, president van TF-ASA, spreek in 'n verklaring sy medelee teenoor O'Connell, sy vrou en kinders, asook kollegas en vriende uit. O'Connell, 'n ware lugvaartlegende, 'n volwaardige toetsvleenier, het meer as 36 jaar sy vliegervaring, insluitend meer as 25 jaar toegewy aan eksperimentele vlugte. Hy het gedien as hoofvliegtuiginstrukteur, sowel as hoof van toetsvliegskool TF-ASA en bevordering van die volgende generasie toetsvleeniers en vlugtoetsingenieurs gespeel. Sy nalatenskap sal voortgaan om diegene wat in sy voetspore volg te inspireer. Die BLO het bevestig die ondersoek wat tesame met Ligskou Suid-Afrika behartig word, duur tans voort. Met die uitkom uit die draai kon 'n mens duidelik gesien het dat hy hoogte verloor het. Hy het uit die draai in die rigting van die vliegtuigloodse gevlieg, maar hy was in daardie stadium in 'n ernstige diepduik en hy het reguit grond toe gegaan. O'Connell laat sy vrou en 3 seuns agter. Baie sterkte vir hierdie familie. Onaangename verrassings wag vanaf 1 April op residensiële Eskom kliënte wat hulle eie sonkragstelsels het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is. Tesame met die styging van 12,7% in kragtariewe het Eskom ook goedkeuring by die nasionale energieregulator gekry om sy tariewe te herstruktureer sodat 'n groter deel van die totale kragtariewe wat uit huishoudings moet betaal voortaan uit vaste koste sal bestaan. Nog voordat enige kilowattuur gebruik is, gaan huishoudings op Eskom se Homeflex tarief voortaan net meer as R556 per maand betaal bloot om aan die kragnetwerk gekoppel te wees. Dit bestaan uit 'n diens- en administrasietarief van R3,76 per dag, 'n netwerkkapasiteitstarief van R13,95 per dag en 'n opwekkingskapasiteitstarief van R83 per dag. Die R556 is dus vir 'n maand van 30 dae. Eskom kliënte met hulle eie dak gemonteerde sonkrag gaan gedwing word om na die Homeflex tariewe oor te skakel as hulle nog nie daarop is nie, blyk uit 'n inligtingstuk van Eskom. Met al die tariewe saamgestel, sal die huishouding wat 500 kWh per maand gebruik, dis 'n minimum van R1,200 kos om Eskom krag te gebruik teen die afslagtyd tarief. Adjunk-president Paul Mashatile se poging om die onteieningswet voort te hou as 'n stap vorentoe in grondhervorm is misleidend. Mashatile het onder meer benadruk die nuwe onteieningswet waarop president Donald Trump van Amerika sy huidige diplomatieke aggressie teenoor Suid-Afrika gegrond is, dui op 'n verskywing na 'n meer inklusiewe benadering tot grondeienaarskap wat die beginsel van openbare belang in grondverkryging insluit en 'n verbintenis is tot maatskaplike geregtigheid en regstellings te demonstreer. Die party van oud-president Jacob Zuma meen die grondwet moet eerder gewysig word, sodat uitdruklik verklaar dat alle grond sonder vergoeding aan die mense terugbesorg moet word.
'n 9-jarige seun het sy linkerarm Vrydagmiddag in 'n krokodilaanval verloor en is sedertdien onder verdowing. 'n Krokodil het die seun in die vlakwater van die Rooikoppiedam naby Brits Noordwes gegryp terwyl hy in 'n maatjie gespeel het. 'n Gesinsvriend het gistermiddag laat gesê dokters het die verdowing effens verlig, hoewel die seun nog nie wakker is nie, reageer hy as daar met hom gepraat word. Die seun en sy maatjie was omtrent halflyf in die water toe 'n reusagtige krokodil hom skielik gegryp het. Die krokodil het 'n paar keer met albei in die ronde gedraai voordat hy uiteindelik ontsnap het. Die seun se linkerarm het egter in die slag gebly. Die wond is met handdoeke toegemaak en 'n ambulans is ontbied wat hulle langs die pad ontmoet het. Die seun is later in die hospitaal in Brits na 'n ander hospitaal in Alberton, Gauteng oorgeplaas. Baie sterkte vir hierdie seun. Die Goodwood-tronk loop los voor as dit kom by die smokkelhandel van onwettige wapens met 1912 wapens waarop binne 'n jaar beslag gelê is. Hierdie beslagleggings sluit in enige iets wat gevangenes as wapens teen mekaar kan gebruik, soos stikkende besemstokke, stukke draad, gebreekte spieëls, messe, skerre, selfgemaakte messe en enige skerp voorwerpe. Nicholas Godsoe, DALP, het 'n skriftelike navraag ingedien oor die getal wapens waarop in die Wes-Kaapse tronke beslag gelê is. In opvolg van 'n vraag wat die DA van tevore gevra het oor die detail van die getal selfone in die gevangenisse. Groenewald het op hierdie vraag geantwoord: daar is in 12 maande landwyd op 1,5 ton dwelms, 268 liter drank, meer as 200 000 rand kontant en byna 42 000 selfone in tronke beslag gelê. Daar is ook op altesaam 11.800 wapens beslag gelê. Volgens Godsoe is tronke in die Wes-Kaap nie beveiligde rehabilitasiesentrums nie en het dit eerder in die hoofkantore vir bende geweld en afpersing ontaard. Die DA eis onmiddellike aandag. Groenewald sê hy verwelkom die geleentheid om vrae te beantwoord oor die parlement se gekose komitee oor sekerheid en justisie, omdat dit 'n noodsaaklike deel is van oorsig en verantwoordbaarheid. Onder 'n ANC en SAKP en COSATU-lede het hulle held, Ebrahim Rasool en sy vrou Rosida, by die lughawe met struggle-liedere en plakate omhoog verwelkom. President Cyril Ramaphosa het vroeër versoek dat groepe niks tydens hulle verwelkom doen wat Amerika verder die harnas sal injaag nie. 'n Groep polisiebeamptes moes Rasool tydens chaotiese tonele met sy aankoms na buite die lughawe vergesel, waar hy deur talle ondersteuners toegespreek het. Die SAKP-sekretaris in die Wes-Kaap sê Rasool is uit Amerika geskop omdat hy geweier het om aan die voorskrifte van die regse en autoritaire populiste te onderwerp. Hy het probeer om ons nasionale soewereiniteit te herbevestig, omdat geen land ons beleidsprojek sal opdwing en vir ons sê wat om te doen nie. Byna 2 miljoen informele ondernemings word in Suid-Afrika bedryf, blyk uit 'n peiling deur Statistieke Suid-Afrika. Die meeste is in Gauteng, KwaZulu-Natal en Limpopo provinsie. Die jongste peiling toon 'n afname in die mense wat informele ondernemings in 2023 bedryf het teenoor 2001. Lande definieer die informele sektor verskillend. In Suid-Afrika word die status van die registrasie van belasting op toegevoegde waarde, BTW, vir werkgewers en die getal werknemers in die onderneming onder meer oorweeg. Vroue was van 2001 tot 2005 meer waarskynlik om 'n informele onderneming bedryf as mans. Mans was egter van 2009 tot 2023 meer waarskynlik om 'n informele onderneming te bestuur as vroue. Voëlgriep is waarskynlik een van die grootste knelpunte waarmee Suid-Afrika worstel en die regering tree nie hier volgens op nie. Volgens Dr. TJ Mpofu, kundige van regsgesondheid verbonde aan die Tshwane Universiteit vir Tegnologie, omvat die pluimveebedryf meer as 20% van die land se bruto binnelandse produk, oftewel BBP, vir diereprodukte. Die primêre oplossing teen voëlgriep tans in Suid-Afrika is om besmette hoenders van kant te maak. As alle LP's die nasionale begroting nie teen 1 April, die begin van die regering se boekjaar goedkeur nie, sal die regering in rooi moet gaan om besteding voor te sit. Sommige politieke partye en die regering van nasionale eenheid, waaronder die DA, die land se tweede grootste politieke party, verwerp die styging in belasting op toegevoegde waarde wat daarin vervat is. Die begrotingsproses is in 'n gestruktureerde siklus waarin inkomste en besteding van die regering beplan, gedebatteer deur die parlement goedgekeur word. LP stem nie oor die begroting as 'n enkele dokument nie, maar eerder oor verskillende begrotingsverwante wetsontwerpe
en gevolge 'n gestruktureerde proses. Ezekiel Nkobeni, skramskakel en kaptein van die Maties, is met 5-3 die voorste 3 drukkers sover en van die jaar se Warsiebeker reeks. Ntokozo Makaza, vleuel van die Aitjies, is met 67 punte die voorste puntemaker. Vandag se wedstryde is om 16:45 speel die Aitjies teen Shimlas, word regstreeks op Supersport 207 uitgesaai. Om 1900 speel die Ixias van Bloemfontein teen Wits en dit word uitgesaai op Supersport 207. Om 1900 uur speel die Maties teen Tuks. Soos gewoonlik het die VRK Rugby die naweek weer lekker kyk genot aan die 4 franchises se toeskouers besorg met 'n 75 wen aan die Suid-Afrikaanse spanne. Die Cardiff span het natuurlik vir die Lions gasheer gespeel vir 'n groot skare wat lekker getrakteer is met hardloop rugby. Die finale telling was in die guns van Cardiff met 20 punte en 17 punte vir die Lions wat met 1 punt in die punteleer opgeklim het en vir hulle verloor met minder as 7 punte. Die Haie was die gasheer vir Zebre en het wel verdiend as die oorwinnaars uitgetree en die finale punte was 35 vir die Haie en 34 punte vir Zebre. Die Scarlets wat die gunstelinge was op hulle tuisveld moes die knie buig teen die goed geoliede Stormerspan wat weer gewys het hoekom hulle in die VRK moet wees. Scarlets het verloor met 17 teen die Stormers se 29 punte. Laaste man in die minste was die Bulls die gasheer vir die gunstelingsspan Leinster en was vir die grootste dier van die wedstryd agter, maar die telling was redelik kop aan kop gewees, wat David Kriel 'n strafskop van die 10 meter stippellyn oorgesit het in die 84ste minuut van die wedstryd. Die Bulle het gewen met 'n telling van 21-20 van Leinster. Die Bulle het weer eens gewys wat in hulle steek en het nie gaan lê nie. Hulle het aangehou met goeie taktiese bewegings en het meestals in die skram oorheers. Die afrigter verdien lof vir die manier hoe sy Bullespan gespeel het en om nou die 3de plek te beklee in die VRK. Baie geluk aan die Bullespan. Die naweekse uitslae van die VRK lyk soos volg. Cardiff Rugby het 20 aangeteken teen die Lions se 17 punte. Die Sharks het 35 aangeteken teen Zebre se 34. Die Bulls het 21 punte opgestapel teen Leinster se 20 punte. Die Dragons het 30 aangeteken teen Ulster se 24 punte. Die Glasgow Warriors het 28 punte en Munster het 25 punte aangeteken. Benetton het 21 punte teen Edinburgh se 18 punte aangeteken. Die Scarlets het 17 punte en die Stormers 29 punte. Die Ospreys het 43 aangeteken teen Connacht se 40 punte. Die VRK puntelys lyk so. In die eerste plek is Leinster met 58 punte, in die tweede plek is Glasgow Warriors met 49 punte. Die Bulle lê in die derde plek met 45 punte. Die Sharks in die vierde plek met 44 punte. Cardiff Rugby lê in die 5de plek met 35 punte. Munster in die 6de plek met 34 punte. In die 7de plek is die Ospreys met 33 punte, gevolg deur die Stormers in die 8ste plek, ook op 33 punte. In die 9de plek is Ulster met 32 punte, gevolg deur Benetton in die 10de plek, ook op 32. Edinburgh is in die 11de plek met 31 punte, gevolg deur Connacht in die 12de plek, ook met 31 punte. In die 13de plek is die Lions met 30 punte, gevolg deur die Scarlets in die 14de plek met 28. Zebre lê in die 15de plek met 27 punte. In die laaste plek is die Dragons met 9 punte. Die naweek se skole rugby uitslaa lyk soos volg. HTS Dorstay het 20 punte opgestapel teen Paul Roos se 26 punte. Durbanville het 21 aangeteken teen Landbou Skool Boland se 40 punte. Robertson het 34 aangeteken teen Hoërskool Tygerberg se 12 punte. Rondebosch High School het 10 aangeteken teen Landbou Skool Oakdale se 7 punte. Hoërskool Noord-Kaap van Kimberley het 19 aangeteken teen HTS Bellville se 5 punte. SACS het 14 aangeteken teen Parallel Vallei se 12 punte. Bishops het 43 aangeteken teen Tsumeb Gymnasium se 3 punte. Woester Gymnasium het 45 aangeteken teen Clifton van Durban se 19 punte. Melkbosstrand het 22 opgestapel teen Somerset College se 0 punte. Baie geluk aan hierdie wenspanne. Gister se Chinese Formule 1 Grand Prix in Shanghai was meer 21, maar die vonke het eers na die tyd gespaat. Albei Ferrari-jaars, Charles Leclerc en Lewis Hamilton is gediskwalifiseer nadat hulle motors nie die verpligte na-wedrense toetse geslaag het nie. Leclerc het 5de geëindig en Hamilton in die 6de plek. Pierre Gasly van Alpine, wat gister 11de geëindig het, is ook gediskwalifiseer
omdat sy motor te min geweg het. Die diskwalifikasies beteken dat de Haas se Esteban Ocon opgeskuif het tot in die 5de posisie met die Italianer Andrea Kimi Antonelli van Mercedes nou in die 6de plek. Vroeger het die Australiër Oscar Piastri van McLaren sy 3de oorwinning in Formule 1 behaal, toe hy eerste geëindig het. Piastri se spanmaat Lando Norris was tweede, gevolg deur George Russell van Mercedes en Max Verstappen van Red Bull in die volgende plek. Norris het op 66 punte met die vorige Grand Prix in Melbourne gewen, steeds voor op die puntelys, gevolg deur Max Verstappen met 36 punte, Russell het 35, Piastri op 34 en Kimi Antonelli van Mercedes 18 punte. Die volgende wedren is die Japanese Grand Prix op 6 April op die Suzuka-baan. Die Sweedse paalspringer Armando Plantes het Saterdag op pad na sy 3de binnenshuise wêreldtitel, die 100ste keer in sy loopbaan, hoër as 6 meter gespring. Die 25-jarige Olympiese kampioen en wêreldrekordhouer het die goue medalje op die wêreld binnenshuise byeenkoms in Nanjing, China met 'n hoogte van 6,15 meter gewen. Die Dolphins het gister sy onlangse goeie spelpyl voortgesit toe die Dragons met 6 paaltjies op die 4de dag van hulle meerdagwedstryd in Durban gewen het. Matthew de Villiers het 201 lopies van 221 balle aangeteken, wat insluit 28 viere. Sy dubbel 100-tal teen die Knights in die Baai was nie genoeg vir 'n eerste sege in 6 wedstryde vir die Warriors nie. Die wedstryd het onbeslis geëindig. Die Westelike provinsie het die Titans reeds Saterdag op die 3de dag van hulle kragmeting op Supersportpark in Centurion met 7 paaltjies gewen. Die Kaapenaars moes 186 lopies in hulle tweede beurt aangeteken het om te wen. Tony de Zorzi het 78 lopies nie uit aangeteken en David Bedingham het 67 lopies opgestapel. Het die WP gehelp om 187 vir 3 in slegs 37 beurte aan te teken. Die voormalige swaargewig bokskampioen George Foreman is op 46 jaar Vrydag oorlede. Big George, soos hy in die algemene bokskryt bekend gestaan het vanweë sy lengte van 1,93 meter, was onder meer bekend vir sy geveg in 1974 teen Muhammad Ali, wat as die Rumble in die Jungle bekend geword het. Foreman was ook 'n Olimpiese bokskampioen en was 2 keer die swaargewig bokskampioen gewees. Foreman het 'n uitstekende rekord en het 76 keer gewen voordat hy sy bokshandskoene finaal in 1997 opgehang het. Foreman is op 10 Januarie 1949 in die Amerikaanse deelstaat Texas gebore en hy het in Houston groot geword. Foreman is 5 keer getroud en het 12 kinders, wat 5 seuns insluit. Hy het al 5 seuns George Edward genoem. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R124.99 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal die voertuigregistrasie namens jou behartig. Advertensie van Grizzly Bear Academy. Stel die belang in MMA, Jiu-Jitsu, boks of skobboks. Voel vry om Coach Warren in Bloemfontein te kontak by 065-989-1472. Ons Weerbrug vir die streek lyk so: Messina 2334, Polokwane 1828, Lepalale 2133, Mbombela 1830, Mahikeng 2132, Pretoria 2030, Johannesburg 2232, Ermelo 1526, Richards Bay 2231, Pietermaritzburg 1828, Durban 2328, Port St. John's 2329, Bethlehem 1629, Bloemfontein 1932, Allewal Noord 1931, Welkom 2023, Vryburg 2133, Kimberley 2133, Appington 2533, Prieska 2033, Springbok 1424, Karasburg 1829, Keetmanshoop 2130, Mariental 2333, Alexanderbaai 1621, Brandvlei 1929, Loederitsbaai 1722, Vredendal 1725, Kaapstad 1820, Sutherland 1523, George 1824, Jeffreys Bay 2030, Cabarra 2131, Rafreinet 1931, Oos-London 2133, laastens daar 20 en 28 grade Celsius in die middag. Ons sakenuus vir die dag wat insluit geldeenhede en ons hulpbronne.
Die rand verhandel teen R18.19 teenoor Amerikaanse dollar. 'n Australiese dollar kos R11.40. Die euro kos R19.70. Die pond verhandel teen R23.49. Die prys van silwer is $33.04 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3.021 ook per fyn ons. Die prys van Brent olie is $72.20 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week word vir julle toegewens.